As kan ook net die house lights aansit, dan kan ek julle sien. En ek kom nou net daar van die campus gemeente af in Buffelspoort. En ek het gehoop ek gaan betyds wees hier, so anders was dit 'n worship diens vandag. So hulle stuur almal groete. Die wat nie weet nie, ons het 'n campus gemeente daar by Buffelspoort. En dit is lekker geweest om daar by daai ouens almal vandag te wees, 'n stampvol diens daar ook. So ons prys die Here vir dit wat hy besig is om te doen. En ook vir elkeen wat aanlyn ingeskakel is. Ons is so bly dat jy ingeskakel is. En dankie dat jy daar waar jy is, waar ook al in die wêreld is, deel is van ons diens vandag. En al die tieners, al die jong mense, asseblief, julle is welkom ons eie tienerdiens te gaan bywoon. Ons tieners worship altyd saam in die diens en dan beweeg hulle uit daar agter in die jeuglokaal, die Echo lokaal. So die tieners is welkom om uit te beweeg en daarso te gaan hulle stelling inneem. Nou ons is vandag in die laaste boodskap, in die laaste deel van ons reeks wat ons besig is mee, en sy naam is jou grootste vyand. En is daar iemand wat hierdie grootste vyand kon identifiseer daarom al so 'n bietjie oor die laaste 2 weke? Enig iemand? Prys die Here. Ja, baie skud hulle kop en sê ja, dis hy wat nou keer dat ek nie op die oomblik my hand opsteek nie. Maar anyway, ons is vandag in ons laaste boodskap, ons laaste deel van dit, nê. En uiteindelik vir die wat nie weet waar dit gaan nie, is in hierdie reeks het ons mekaar gesê, jou grootste vyand is nie iets buite jou nie, dis iets in jou. En daai iets se naam is trots of hoogmoed. En trots of hoogmoed, as jy hom nie gaan doodmaak in jou lewe nie, gaan trots of hoogmoed jou doodmaak in een of ander faset van jou lewe. Daar's soveel empiriese bewyse, jy ken soveel mense met wie dit al gebeur het. So as jy die eerste 2 dele dalk gemis het, as jy dalk vandag die eerste keer hier is, wil ons vir jou nooi om dit op ons YouTube kanaal te gaan kyk. Agape het 'n YouTube kanaal, Agape Gemeente TV sy naam. Gaan kyk dit asseblief daarso. En as jy dit reeds gekyk het, weet jy wat, stuur dit aan vir 'n vriend of vriendin. Ek glo almal van julle het iemand in jou lewe wat dit nodig het. Stuur dit vir jou baas. As jy dink hy sukkel dalk bietjie met hierdie vyand, jy weet, stuur dit vir jou familie, stuur dit vir vriende aan. Caring is sharing. Nou vandag op hierdie laaste dag wil ek graag weer eens met 'n spesifieke groep mense praat. Dit's 'n baie spesifieke groep mense en 'n spesifieke dinamika wat in daai spesifieke groep mense se lewens bestaan rondom hierdie grootste vyand. En die mense met wie ek vandag wil praat, is die mense wat almal daarvan hou om raak gesien te word. Almal wat daarvan hou om erkenning te kry. Almal wat daarvan hou om te feature. Almal wat daarvan hou om bekend te wees. Almal wat daarvan hou om goedkeuring te ontvang, validation te ontvang. En ek wil graag vandag met jou praat. Maar voordat ek dit doen, want ek weet iets van julle wat sê, maar wat presies bedoel jy? Wil ek eers met gou 'n kort videoklip kyk wat ek spesiaal gevra het om te laat maak, net om jou so 'n idee te gee van hoe hierdie tipe persoon sou kon lyk. Baie dankie, kom ons kyk hom. Hi guys, welkom terug by my channel en ons gaan vandag 'n get ready with me doen. Sommer vir niks spesiaals nie. Ek het net so gevoel gehad die wêreld moet my weer 'n bietjie vandag sien. En as jy nie die is, like, follow, share, ag jy weet, doen sommer net al die goedjies. Okay, so na 10 minute nog net 2 views. Maar dis okay. Mense is dalk net besig, jy weet, hulle sal nog kyk. Ja. Okay, so nog steeds net 2 views en een van hulle is my ma en die ander een is ook my ma. Kom ons kyk hoe die pros dit doen. Okay, Taylor Swift. Sy het soos 280 miljoen followers. Sy kan dit doen. En haar video's het soos 4,5 miljoen likes. So definitief bereikbaar. En kom so kyk wat het ek. My video het 3 likes. En een van hulle is alweer my ma. Ek dink ek het dit uitgefigure. Okay. Hey guys, so, belangrike vraag. Hoe het Taylor Swift nou actually famous geword, as sy my nie eers terugfollow nie? Ek bedoel, is dit nie so 'n bietjie onprofessioneel nie? Laat weet my wat julle dink. Daai ene gaan definitief al die likes kry. Shame. Nou ja, jy sê dalk en jy sê vandag, hier is nie op my van toepassing nie.
Laasweek toe jy big mense gepraat het, daar weer yes. Ek het besittings, invloed, ek is 'n bietjie 'n gesiene persoon, maar weet jy, hierdie is nie van my op toepassing nie. Ek dink nie hierdie is noodwendig 'n boodskap vir my vandag nie, so ek gaan uittap en soos ek altyd sê na my happy place toe gaan, voordat jy daar gaan. Ek wil net vir jou noem, dat ek dink, elke een van ons wat vandag hier is, dat elke een van ons wat ingeskakel is hierso, iedere een van ons is een van hierdie mense. Ek dink elke een van ons, insluitende myself, is mense wat, maar tog daarvan hou om so 'n bietjie raak gesien te word, nê. Ons hou almal daarvan om erkenning te kry. Ons hou almal daarvan dat mense vir ons goedkeuring gee. Ons hou daarvan om bekend te wees. Ons hou daarvan om naam te maak vir onsself, nê. Ons hou daarvan dat mense van ons weet. En elkeen van ons het 'n spesifieke gehoor ook in gedagte wanneer dit kom by hierdie hele ding, nê. Baie van jou se gehoor, wie se erkenning jy wil hê en raak gesien wil wees by en waar jy bekend wil wees en gesog wil wees, daai is dalk jou werksmense. Miskien is dit jou familie. Miskien is dit, as jy ouer is, dalk jou kinders. Jy wil so graag jou kinders se goedkeuring hê, hulle moet jou love. And by the way, ons kan nie vandag daar praat nie, maar dit is 'n co-dependent ding wat net nooit goed eindig nie. Maar in 'n geval, jy weet jy het te gehoor, jy het hierdie audience in gedagte wie se goedkeuring jy soek, wie se thumbs up jy soek, wat jy wil hê met jou raak sien in die lewe. Ek dink is elke een van ons is op 'n plek wat ons wil hê iemand moet vir ons sê, wow, jy is amazing, jy is awesome. En party mense kan nie genoeg daarvan kry nie, nê. Party mense kan nie genoeg likes kry nie, hulle kan nie genoeg followers kry nie, hulle kan nie genoeg erkenning kry nie, soos hierdie meisietjie, nê, jy post jou foto en dan sê jy soos, "Haai vriendin, gaan like asseblief gou my foto, ek kort tog net 3 likes, dan het ek meer as sy, wat saam my werk het ook 'n foto gepost het van Mauritius, nê. Jy weet waarvan ek praat. Ons kan nie genoeg hiervan kry. Dis hoekom jy elke keer die nuutste shape kar koop. Dis hoekom jy elke keer die groter, beter, beste huis moet hê, die grandste klere, die beste goed, keeping up with the Joneses, nee, jouself tot selfs in die skuld laat ingaan, want daai goedkeuring van mense om raak gesien te word deur mense is net so super belangrik. Jy sal enigiets doen aan jou image, nee. Verstaan, jy sal daai R2000 'n maand Ozempic spuit. Jy sal maak wat jy kan maak en doen wat jy moet doen om goed te lyk en die regte klere te hê en perfek te lyk, nee. Ons wil raak gesien word, ons wil erken word, ons wil graag bekend wees. Jy is byvoorbeeld die tannie wat vir jou man sal sê, luister man, as jy op pad is na die funksie toe, gaan trek asseblief net vir jou ander hemp aan. Jy het laas jaar ook daai hemp gehad. Enige manne hierso wat se vrou dit al vir jou gesê het, gaan trek net iets anders aan. Daar sê, hier's een ou wat sê, sien jy, daar sê die dominee dit. Jy's verkeerd. Asseblief julle, hierdie moet jou help vandag. Ons wil nie huismoles sê nie. En by the way, huismoles gebeur by die huis. So, nee. Maar anyway, so jy's uit vrou wat vir jou man sê by 'n funksie, luister, gaan sit vir iets anders aan. Ek kan nie dat my vriendinne sien jy dieselfde hemp as laas jaar aan nie. Dit gaan bad op my reflekteer en dan gaan hulle nie dink ons is so awesome familie nie. Daai hemp het nog nooit goed gelyk nie. Gaan nie goed lyk nie, gooi hom in die asblik. Okay, julle ken daai. Dis van ons mans wat vandag daardie hemde aan het, kan ek sien. So, uiteindelik is daar so 'n bietjie Taylor Swift in elkeen van ons. Sê eerlik met jouself vandag, daar's so 'n bietjie Kurt Darren in elkeen van ons. Okay? Elke een van ons wil graag deur mense raak gesien word. Elke een van ons wil graag die applous van mense hê. Elkeen wil graag hê iemand moet my raak sien. En waar kom hierdie ding vandaan? Toe ek nou voorberei sit en dink ek, waar kom hierdie ding in ons vandaan? En ek besef, dis nie iets wat nou begin het nie. Dis nie toe jy 20 geword het, of 'n tiener geword het, of 40 geword het, of wat ook al nie. Hierdie is iets wat al van jou kleintyd afkom. Besef jy dit? Die heel eerste mense vir wie jy hierdie gedoen het, was jou ma en pa. Dink daaraan. Julle wat jong ouers is, wat weet, dat klein kindertjies het, jy weet, jou kinders doen iets, hulle wys vir iets en wat moet jy doen? Wow, dis mooi. Okay, hulle spring in die swembad, duik. Wow, dis baie mooi. En dan as jy dit een keer gedoen het, weet jy wat gebeur volgende. Hulle duik weer, en weer, en weer. En elke keer, wow, dis brilliant, wow, nice, nee. En dan sê jy soos, genoeg geduik. Ek het nou gesien, nee. Of hulle swem onder deur die water vir die eerste keer, of hulle hardloop om die huis. Wow, dis mooi boetie, sissa, great. Jee, gaan ek weer. Mamma, papa, kyk my prentjie, dis baie mooi. Mamma, papa, kyk my ander prentjie, wow, dis baie mooi. Sien julle? Ons almal begin van kleins af, ons soek die goedkeuring van ons ma en pa heel eerste. En by the way, kan ek dit sê, ons pa se goedkeuring is vir ons die heel belangrikste. Dis die eerste en heel belangrikste goedkeuring wat elke een van ons nodig het. En baie van ons het ons pa se goedkeuring gekry, baie van ons het nie ons pa se goedkeuring gekry nie,
Maar die waarheid is nie een van ons kon genoeg daarvan kry nie. Ons pa se goedkeuring was vir ons die heel belangrikste gewees. Ek vra myself so, waaroor gaan hierdie? Waaroor gaan hierdie ding wat van kleintyd af saam met ons kom nie? En ek besef, dit gaan oor ons is gebore met hierdie aptyd binne in ons. Ons is gebore met hierdie begeerte binne in ons om ander mense se goedkeuring en applous en erkenning en validation te kry. Ons is gebore met daai leë emmertjie vir validation en erkenning en om raak gesien te wees in ons. En soos ek gesê, die eerste mense is jou ouers, van wie af jy dit soek. Die volgende mense is jou onderwysers. Onthou jy toe jy klein was op skool, jy wil net hê jou juffrou moet van jou, jy vat vir appel, jy is die teacher's pet, jy dra die goed van die kar af klas toe, nê. So juffrou moet net van my hou, en die wat onderwysers is, sal weet, jy het daai kinders, juffrou hou van my asseblief, nê. En dan word dit jou coaches, jou sportcoaches, asseblief hou van my, maar ek wil jou top 1 sportspersoon wees, en dan later word dit jou vriende. Jou vriende moet mal wees oor jou. En dan nadat jou vriende is, word dit later jou ou of meisie wat van jou moet hou, nê. En later van tyd word dit jou man of vrou. En soos ek en jy vandag hier sit in hierdie plek en ingeskakel is aanlyn, so het jy vandag nog steeds 'n audience in jou lewe wie se applous vir jou super belangrik is. Dis dalk die mammas by die skool, dis dalk die Land Cruiser mammas, dis dalk miskien dalk by die gym, dis dalk die paas by die golfklub, dis ek weet nie wie dit is nie, maar daar's iemand wie se applous en goedkeuring en validation jy so graag wil hê. Ons word maar net klein kindertjies wat groot kindertjies word. So daar's in elkeen van ons hierdie aptyd, nê. En ek weet nie of jy dit uitgevind het nie, maar soos met enige aptyd, is hierdie aptyd na goedkeuring ook 'n bodemlose put, nê. Dit is 'n bodemlose put. Dit is 'n krywing wat jy nie kan bevredig nie. 'n Krywing na applous nie. Maak nie saak hoeveel daarin gaan nie. En dis waarvan hierdie aptyd wat van alle ander aptyde die waarheid is. En wat is die waarheid van aptyde? Is hoe meer jy aptyd voer, hoe groter word hy, nê. Hoe meer jy hom voer, hoe groter word hy. Jy eet nou want jy is honger en as jy klaar geëet het, is jy later weer honger, nê. So die tweede ding van aptyde is, eerste ding is jy voer hom en hy word al hoe groter hoe meer jy hom voer. En die tweede ding is, hy word nooit bevredig nie. Hy is nooit gelukkig nie. Soos ek sê, eet nou en dan nou is jy weer honger nie. So, hoe meer vriende of fans of views of likes of volgelinge of erkenning of validation of wat ook al jy kry, hoe meer daarvan soek jy, hoe meer daarvan het jy nodig in jou lewe. Ek het nog nooit iemand in my lewe gehoor wat gesê het, weet jy, ek dink ek het nou genoeg likes nie. Dink ek het nou genoeg views gekry. Weet jy, ek het genoeg followers. Weet jy, ek dink ek het genoeg erkenning gekry. Ek dink genoeg mense het my nou raak gesien. Ek dink ek is nou okay. Ek het nog nooit van dit gehoor in my lewe nie, nê. Hoekom is dit so? Die volgende ding is hoekom dit so is. Julle kan hom opsit. Die rede hoekom daai aptyd nooit bevredig word en altyd aanhou groei is want daar is geen hoeveelheid erkenning wat die aptyd om raak gesien te word ooit sal versadig nie. Maak nie saak hoeveel erkenning jy kry nie, dis 'n bodemlose put. Daai aptyd gaan nooit ooit versadig wees nie. En daarom soek ons altyd meer erkenning. Ons soek altyd meer validation. Ons soek altyd meer goedkeuring, nê. Ons sal in elke area van ons lewens skryf na dit. Vir al die twee areas waar baie van ons lewens ombou, jy weet die areas waar ons selfbeeld bou en ons selfwaarde, vir al daai areas sal altyd 'n krywing hê vir validation, goedkeuring en om raak gesien te word. En dis waar vir elkeen van ons. Ek wil vir 'n storie vertel. Ek en Melindrie, as ek dalk vir julle kan sê hoe dit in my lewe uitspeel. Melindrie is my vrou vir die wat nie weet nie. Sy is nog in Buffelspoort vanoggend. So ek bly sy is nie hier nie, so kan die storie vertel. Maar ek en sy het so gewoonlik sy hierdie tyd altyd by die kinderbediening betrokke. So sy kyk, sy's nooit in die diens om my boodskappe te hoor nie. En dan gewoonlik in die aande as ek beginpunt toe kom, die lidmaatskap klas, wat ek kom doen hierso, dan kyk sy nou die boodskap aanlyn. En dan as ek nou by die huis kom, dan sê sy gewoonlik vir my, "Wow, ek het jou boodskap gekyk van vanoggend." Dan sê ek, "Wow, dankie, dis nice." Dan sê sy, "Yes, ek het dit geloof, dit was 'n great boodskap geweest." Sê, "Ja, nee, great, jy weet, alle eer aan die Here, whatever." En dan gaan ons aan. So nou die dag is hulle siek en hulle is by die huis. En dan kom die middag na die diens kom ek daar en weet ek hulle of weet hulle sou aanlyn kyk. Dan kom ek daar so en nou sê niemand iets van die diens nie. Ek dink as die wifi af, is die krag af gewees, wat niemand sê iets nie. Ek sê, "Het jy die diens gekyk?" "Ja," sê sy. Ek sê, "O, okay." "Ja, nee, ek het dit gekyk," sê sy. Stap ek op kamer toe bo, trek my huisdraagklere aan, my kerkklere uit. En dan dink ek myself, nou, hoekom sê sy niks daaroor nie?
Sy sê altyd dan dit was goed geweest of dit was great of mooi. En by the way, sy sê altyd dis mooi, sy sê nooit dis lelik nie. Dis hoekom ek so lief is vir haar. Maar in 'n geval, sy sê niks nie. Dan dink ek myself, hey Dawie, wat gaan aan met jou? Hoekom voel jy nou so hieroor? Los dit net. Dit moet nie 'n big deal wees nie. So wat, daar's honderde ander mense wat na jou gekyk het. En weet jy wat, dis fine. En baie mense het vir jou boodskap gestuur op WhatsApp, dankie vir die diens. Dis okay, my vriend. En nou stap ek af en ek kom daar so en nou voel ek, begin ek weer raak. Teenoor haar. Ek sê, jy weet, wat het julle gedoen? En jy weet, so tipe dinge op 'n stadium sê ek vir haar, hoekom sê die diens was nie great geweest nie? En sy sê, wat? Sy sê, nee natuurlik, dis mos altyd great nie. Ek sê, nee man, dis soos die oom wat met die tannie trou is, en by die huweliksherdenking of by die bruiloft sê, ek's lief vir jou, en later sê hy vir, ek sal vir jou sê as dit verander, jy weet, ek sê dit nooit vir jou nie. Kan nie dit doen nie. En ek besef vir myself, toe ek na 'n voorbeeld uit my eie lewe uitdink, toe besef ek, jy weet, dit is hierdie erkenning ding, is hierdie raak gesien word ding. Dis 'n aptyd wat nie tevrede gestel kan word nie. Maak nie saak hoeveel keer jy dit hoor of hoeveel keer gesê word nie. Dis net nie iets wat bevredig ooit kan word nie. Hoe meer jy hom voer, hoe meer groei hy. En ek het my storie vertel, maar ek weet elke een van julle het jou eie version van die storie. Elkeen van julle het julle eie weergawe van hoe hierdie ding in jou lewe opereer, nê. Ons almal weet hoe dit gaan. Maar hier is die deal. Almal van ons is gebore met daai aptyd. Almal van ons is gebore met daai leeemmertjie vir erkenning en om raak gesien te wees, maar die oomblik as jou grootste vyand, hoogmoed en trots, daai aptyd van jou begin beheer en die remote van daai ding in jou lewe oorvat daai aptyd en daai ding begin kontrol, raak dit 'n devastating force. Dan word dit iets wat jou lewe op elke vlak ondermyn. Dit word iets wat jou van die rails af laat gaan, jou lewe, jou huwelik, jou finansies, alles, want dan word hierdie aptyd waarmee ons gebore word, dan word daai ding geroel deur jou grootste vyand, en ons weet sy nommer 1 doel is om jou dood te maak, en hoe langer jou grootste vyand daai aptyd van jou roel vir erkenning en so, wat ons almal het, uiteindelik gaan jy doodgemaak word, op een of ander vlak, of een of ander faset van jou lewe. En dis hoekom ek vanoggend daaroor praat. Dis hoekom ek dit belangrik genoeg ag om in 'n diens soos hierdie daaroor te chat. Want daai grootste vyand kan jou doodmaak as hy sy tentakels in hierdie aptyd kry. En die Here se hart is dat jy lewe sal hê. Die Here se hart is dat jy die volheidslewe sal hê. Johannes 10 vers 10 lewe, oorvloedslewe. 'n 10 uit 10 lewe, nê. So gelukkig kom daar iemand tot ons redding. As jy dalk vandag hiermee struggle of agterkom daar's dalk hierdie ding in jou lewe, gelukkig kom daar iemand tot ons redding. En daai ou se naam is Johannes. Nou ek is so bly die evangelieskrywers het Johannes woorde vir ons gedokumenteer, en 'n paar van die evangelieskrywers het sulke fragmente van sy storie gedokumenteer, maar as ons dit bymekaar sit, dan kry ons die volle prentjie, nê. En hierdie Johannes, sy naam is Johannes die Doper. Enigiemand al van Johannes die Doper gehoor? Ja, as jy kerkmense is, ken jy die naam, jy is al van sonndagskool af het jy gehoor. Ander mense sê, hoeveel Johannese is daar in die Bybel? Daar's twee groot belangrikes. Die een is die Johannes, die lieflingdisipel, wat actually die evangelie geskryf het, wat saam met Jesus gewandel het, en die ander een was die doper gewees. So, dis die twee groot Johannese gewees. Nou, wat belangrik is om te sê vandag, is dat hy het ongelooflike bekendheid verwerf, nie. As jy daaraan dink, hoeveel mense het nou gesê ons ken hom nie? 2026 jaar nadat hy geleef het. Ek wonder hoeveel mense in die wêreld gaan van my en jou weet 2026 jaar later in die toekoms in. Ek dink nie baie nie, jaar 4000 whatever. Ek dink nie baie mense gaan weet daarvan nie. So hy was 'n redelike bekende ou gewees. En voordat ek in sy storie indelf, wil ek net dit ook sê. Ek dink dit is belangrik om te weet, ek sê nie vandag vir jou dat jy nie erkenning moet kry nie. Ek sê nie vandag vir jou dat jy nie moet goeie terugvoer ontvang nie. Ek sê nie vandag vir jou dat jy nie moet gesien word of nie moet bekend wees of nie erkenning moet kry nie. Dis nie wat ek vandag sê nie. Wat ek net sê is, ons wil uit Johannes se storie leer hoe ek en jy hierdie erkenning, hierdie aptyd wat binne in ons is, reg kan bestuur en reg kan manage, sodat dit nie uiteindelik oorneem in jou lewe nie. Sodat jy nie 'n slaaf daarvan word nie, maar dat jy dit kan bly beheer en dat jy dit kan bly onder jou en dat jy nie onder dit opeindig nie. Dis eenvoudig hoekom ons daaroor praat. So, Johannes die Doper. Die storie begin by Johannes wat skielik op die toneel verskyn. Dink aan destydse Israel, daar was 'n paar figure gewees in die godsdienstige wêreld en skielik verskyn hierdie persoon op die toneel. En hierdie persoon
begin daarso preek, daarna by die Jordaanrivier in die wildernis, begin hierdie persoon, Johannes die Doper, preek hy oor bekering en vergifnis van sondes. Hy preek. En dan wanneer hy klaar gepreek het, doen hy iets totaal ongewoon, en dit is, hy doop die mense, vir wie hy gepreek het, met die doop van bekering, en die doop van vergifnis van sondes. Nou dit was totaal weird geweest vir Jode, want onthou, daar was net een tipe doop wat hulle op daai stadium gedoen het, en dit was soos 'n water onderdompelingsdoop, en dit was wanneer mense of heidene hulle self bekeer het tot die Joodse geloof. So as nie Jode besluit het, ons wil Jode word en Judaïsme aanneem, dan is hulle gedoop, en dan is die ou lewe van die nie-Joodsheid weg, en jy's nou 'n Jood. Dis hoe dit gewerk het. Dit het Jode geken, en dan was daar 'n doop gewees wat mense hulle self gedoop het, so dis 'n reiniging wat hulle gedoen het, 'n reinigingsritueel waar hulle self gewas het en so aan, en dit was 'n ceremonial deal gewees. So dit was dit gewees. Maar daar was geen doop gewees wat connected was aan bekering en vergifnis van sonde nie. So dan preek Johannes dit vir hulle, en die wat dan oortuig was, het dan gegaan, en hulle is dan gedoop. So dit was vir die mense ongewoon. Dit was vreemd gewees, dit was freaky gewees vir baie mense, en almal het vir almal vertel, en uiteindelik het almal gestroom na Johannes die Doper toe, wat toe hierdie hele ministerie gehad het, daar in die wildernis, by die woestyn. So mense het soontoe gekom en gevra, jy weet, wat gaan hier aan? Wat is hierdie, nee? Waaroor gaan hierdie? En Markus vertel vir ons wat gebeur het, Jesus 'n ander volgeling. Hierdie boodskapper was Johannes die Doper. Hy het in die woestyn opgetree en gepreek dat die mense hulle moet laat doop as teken dat hulle tot inkeer, sien jy daarste daai bekering gekom het en so vergifnis van sonde ontvang het. Skares mense van Jerusalem en van oor die hele Judea het na Johannes toe gekom en nadat hulle sondes bely het, het hy hulle in die Jordaanrivier gedoop. So dit was vreemd geweest, dit was nuut geweest, dit was vars geweest, nee. En ek wil jy moet verstaan dat hier was baie mense wat soontoe gegaan het. Dit was nie net soos in baie van daai, weet ons baie van daai Jesus film flieks, ons al 'n paar tannies wat hulle goed was aan die Jordaanrivier, gewoonlik low budget flieks en dit nie baie geld vir baie extras nie. Maar weet, dit is so 'n paar mensies in jou kop sien jy, dit is glad nie dit gewees nie. Daar was duisende mense wat soontoe gestroom het. Hy sê van Jerusalem, maar dan ook van die hele Judea af het mense soontoe gevlad om hierdie te kom sien, om hierdie boodskap te hoor, om te partyk in die doop van bekering en vergifnis van sondes. So hoe dit gewerk het, is dit was omtrent in Jerusalem, tot daar waar Johannes was, en ek was daar in Israel gewees al, by Jordaanrivier en Jerusalem, en dis omtrent so 'n dag se reis gewees te voet. So as jy soontoe wou gaan, moes jy 'n hele dag geloop het om daar te wees. So jy moes 'n aand dan nou daar geslaap het, en dan die volgende oggend as Johannes daar uitgekom het en begin preek het, dan het jy nou geluister na sy boodskap, jy laat doop en so aan, en dan moes jy dalk weer daar geslaap het, of wat ook al, en weer 'n hele dag geloop het. So vir iemand wat in Jerusalem gebly het, was dit omtrent 3 dae uit hulle skedule uit gewees, om vir een dag na Johannes te kom luister. En dan was daar mense, soos ek sê, die res van Judea uit, wat soontoe gevlad het, wat baie, baie verder geloop het om daar so te wees, nee. So dit was effort gewees, dit was moeilik gewees om daar uit te kom, dit was gevaarlik gewees, om daar so uit te kom, nee. So mense het effort ingesit om deel te wees van dit en daar te wees, en duisende mense het hierdie tog aangepak. Dit was so 'n groot ding gewees, dat selfs die godsdienstige leiers het soontoe gekom. Selfs die godsdienstige leiers het gesê, ons moet gaan uitcheck. Almal praat van wat daar by die Jordaanrivier aangaan. Kom ons gaan check dit uit, kom ons gaan kyk waar dit gaan. Hoekom? Want almal het geweet, baie honderde jare voor dit het profete voorspel, dat gaan 'n Joodse Messia kom. En almal het hier binne in hulle gewonder, en sluitende die leiers, is hierdie ou die Messia? Is dit die ou vir wie ons wag? Is dit die ou wie God gestuur het om ons as 'n nasie te kom verlos, nee? So daar was groot energie en groot opwinding rondom Johannes die Doper gewees, en almal het soontoe gestroom en soontoe gevlad, nee. Hy was op daai stadium waarskynlik die bekendste figuur in die hele Israel gewees. So as jy dink, my preke is partykeer 'n bietjie de mekaar. Ek gaan vir jou so 2 sinne uit een van Johannes die Doper se preke uithaal, en nou beweeg ons van Markus se account van dit na Johannes die disipel van Jesus se account. So Johannes skryf hierdie woorde van Johannes die Doper neer, en hoor wat sê hy hierso. Johannes getuig toe oor hom, en roep uit, hy is die een wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, het reeds voor my bestaan, omdat hy groter is as ek. En almal is soos, okay, wat? Sê dit net gou weer?
En iemand anders is soos, wat sê die ou? Waarvan praat hy? En iemand anders is soos, luister, hier's baie mense hierso, hier's skares, dis huge. Okay? En jy weet mos, hoe meer mense is, hoe meer waar is dit, hoe meer mense iets glo, hoe meer maak dit mos die waarheid in vandag se lewe. So weet jy dis seker dit moet waar wees, dit moet great wees. Okay? So bly net stil en luister wat die ou sê. Maar wat sê Johannes basically hierso? Johannes, sonder dat hulle weet, is besig om te praat van Jesus. Hy staan daar en hy preek vir die duisende mense en hy sê, ek wil vir julle sê, die een wat na my gaan kom, het reeds voor my bestaan. Lank voor ek gebore is, lank voor ek die lig gesien het hierdie een reeds bestaan. Hy is die ewige God. Hy is die een wat van alle tye af bestaan. Die wêreld is deur hom gemaak, nê. So lank voor ek het hy bestaan, maar hy kom na my en hy is die een oor wie alles gaan. Hy is die een waaroor al hierdie goeders gaan plaasvind. En dit is so cool vir my. En nou uiteindelik staan die mense daar en hulle probeer na uitvis. Okay, so waarvan praat hy? Wie is hy? Waar slot hierdie ou nou in die prentjie in? Hoe werk dit nou? En dan gaan hy verder in vers 19 skryf Johannes die disipel vir ons hierdie woorde neer. Hy sê, dit is die getuienis van Johannes, toe die Joodse leiers uit Jerusalem priesters en leviete na hom toe gestuur het, om by hom uit te vra, wie is jy nou eintlik? So sien julle, die fariseërs, skrifgeleerdes, die Joodse leiers stuur klomp mense daar om 3 dae se reis aan te pak om vir hom te gaan vra, luister, wie is jy nou nie? So hulle probeer vra, wat gaan aan? Waaroor gaan hierdie? En hulle vra nie direk op hierdie stadium, is jy die Messias? Nie, hulle hint so half. Ja, jy weet, daar is mos gesê, gaan 'n Messias kom, en ja, het groot skare is, en great goed, en joh, hier's baie raakpunte, hè? Kom jy dit ook agter, tussen dit wat hier gebeur in die profesies en so aan. So, daar's hierdie onbewuste ding wat hulle dryf om uit te figure, wie is hierdie ou? Is hy die Messias? En dan uiteindelik kan hulle nou nie meer hulle self inhou nie, en dan besluit hulle om sommer net reguit te vra, want dit is asof Johannes die hele tyd so around the bush beat, nee. So, dis wat hy dan vir hulle antwoord. Toe het Johannes getuig, en het nie ontken nie, maar voluit bely, ek is nie die Messias nie. En hulle antwoord hom toe, nou wie is jy dan? Hy sê, luister julle, ek is nie die Messiah nie. Hulle sê, okay, great, wie is jy? En dan voordat hy kan antwoord, sê hulle vir hom, is jy Elia? Is jy een of ander reincarnated vorm van Elia wat 'n comeback gemaak het, is jy? En Johannes sê, nee ek is nie, sê Johannes. Is jy dan 'n profeet? Beslis nie, het hy geantwoord. Hulle het toe vir hom gesê, wie is jy dan? Jy's nie Elia nie, jy's nie 'n profeet nie, who are you? Wie is jy? Want obviously is jy 'n spesiale persoon. Want nie net random mense wat in die woestyn bly, trek sulke crowds nie. Wie is jy? Waaroor gaan hierdie hele storie? Ons moet 'n antwoord kan gee aan hulle wat ons gestuur het. So wat het jy dan vir jouself te sê? Luister, jy ken vir Kajafas, die hoëpriester. Jy ken daai spul in Jerusalem. Hulle soek 'n antwoord. Sê net vir ons enigiets. Is jy Maleagi? Wie is jy? Sê net vir ons, dat ons een of ander iets net gaan sê. Asseblief. En dan voel ek hoe die suspense so opbou daar so in die woestyn, en dan kom die grand reveal. En dis nou waar Johannes vir hulle die hele plan kan uitrol en presies vertel wie hy is en hoe die hele dinge mekaar steek, nê. En dan sien ons, hy sê hierdie volgende woorde vir hulle, en hy gebruik Jesaja se woorde in die Ou Testament. Hijack eintlik Jesaja se woorde om hulle te antwoord. Want hy kon nou enigiets sê, maar hy gebruik hierdie quote uit die Ou Testament uit. Okay. Sy reaksie was, ek is 'n stem wat roep in die woestyn. Is jy die Messiah? Nee. Is jy Elia? Nee. Is jy profeet? Nee. Wie is jy? Sê ons. Ek is 'n stem wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit. So die profeet Jesaja mos reeds vir julle gesê. Hallo julle weet mos wat het hy gesê, so het hy mos vir ons gesê. Die wat gestuur is, het uit die geleedere van die fariseërs gekom. Wat sê Johannes die Doper hier vir die mense wat 'n antwoord wil hê oor wie hy is? Hy sê vir hulle, ek is nie die Messiah nie, maar weet julle wat is ek? Ek is nie die bestemming nie. Ek is 'n padaanwyser. Ek is 'n padbordjie. Ek is net 'n road sign. Ek is net die een wat wys Messiah 5 kilos of 2 kilos of wat ook al. Ek is nie die bestemming nie, it's not about me. Ek is net die padbordjie wat wys na die Messiah toe. Gaan nie oor my nie.
Al die bohaai wat daar is oor my, is eintlik dat die bohaai eventually oor hom wat na my kom kan gaan. Al die likes wat ek het en die followers en die following wat ek het, alles is eintlik maar net sodat daai selfde mense hom kan follow en hom kan like en agter hom kan aangaan. Dis waar dit gaan. Dan lees ons in vers 24 tot 27. Hulle het toe verder by hom navraag gedoen, want hulle is nou nie tevrede met hierdie antwoord nie, want hy sê vir hulle hierdie quote van Jesaja, hy sê nie direk vir hulle nie, so hulle is nou nog steeds, ek weet nie wat sê jy nie, het jy al so 'n oomblik in jou lewe gehad? Iemand sê vir jou iets, maar jy weet nie regtig wat hulle vir jou sê nie, het nou 3 keer gevra, maar jy verstaan nog steeds nie, so jy voel nou stupid, nou sê jy soos, okay, yes, dit is net wat jy sê nie, maar okay, great. Dit is al waar hulle nou was. Hulle het toe verder by hom navraag gedoen, waarom doop jy dan, as jy nie die Messias, of Elia, of 'n profeet is nie? Johannes se reaksie was, ek doop met water, maar hier tussen julle staan daar hoofletter iemand, wat julle nie nou ken nie. Dit is hy, wat na my kom. Ek is nie eers werd om die riempies van sy sandale vas te maak nie. Hy sê, wil julle regtig weet, hy sê, kom ek sê vir julle, as julle dink ek is groot, as julle dink Afrikaans is groot, as julle dink hierdie is 'n big deal, ek wil vir julle sê, die een wat na my kom, you ain't seen nothing yet. Dink julle hierdie paar duisend mensies by die Jordaanrivier is groot? Jy moet sien wat gaan kom, miljoene, der miljoene, biljoene. Die grootste geloof op planeet aarde. It's coming, julle het geen idee nie, ek is die pre-show, ek is die opwarmingsband, kyk, ek is die een wat die introduction lewer, maar as die main attraction op hierdie stage stap van die lewe, dan gaan julle sien, die doop waarmee hy doop, en die krag waarmee hy gaan operate, en die movement wat hy gaan begin, you ain't seen nothing yet. En dan sien ons, dit is die einde van die dag, en dan kom die volgende dag, en hy los hulle so half open-ended nou weer, en die volgende dag kom toe nou nie, die vind toe nou plaas. Hulle kan die volgende vers opsit. Die volgende dag sien Johannes dat Jesus hom toe aangestap kom. En ek het al hieroor gepraat, is 'n bekende vers vir baie van ons. So is Johannes en hy doop laat die water spat en hy preek dat die spoeg spat. En die volgende oomblik kom Jesus daar tussen almal uit na hom toe gestap en terwyl hy so besig is, ek dink hy dalk so geritereerd, toe kyk hy toe sê hy, daar, kyk, padaanwyser, kyk. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Daar's die lam van God. Elke lammetjie wat geslag is deur die hele Ou Testament, ek meen die eerste lamme wat in Egipte geslag is en die bloed wat aan die deurposte gestryk is, daai lammetjie, en van daar af elke een wat geslag is vir die vergifnis van sondes, elke een van hulle is 'n simbool van hierdie lam van God. Elke keer as daai mense daai diertjie gebring het, elke keer met die Yom Kippur, die groot dag van versoening, as hulle die lam geslag het, was dit 'n vooruitwysing, 'n skadubeeld, 'n simbool gaan wees van die lam van God wat uiteindelik die wêreld se sondes gaan wegneem. Alle sondes voor hom en alle sondes na hom is hy die lam voor wat alles dra. It's all about him. Hier is hy, dis hy is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En dit is my so profound hierdie. Johannes sê weer, moenie vir my kyk nie. Moenie op my fokus nie. Moenie my raak sien nie. Is hy is die lam van God. Alles gaan oor hom. Ek is net die padbordjie. Ek is net die aanwyser. Ek is nie die bestemming nie. It's him. En dan gaan daar nog 'n dag verby. So half die derde dag al in die hele episode. En dan sien ons verder, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan saam met 2 van sy disippels. En toe Jesus by hulle verbyloop, het Johannes betekenisvol na hom gekyk en gesê, kyk, sien daar's weer die woord, kyk, daar, aksenttekens, daar is die lam van God. Sy 2 disippels het Johannes dit oorsê en Jesus dadelik begin volg. En wanneer jy hierdie lees, gebeur hier vir my iets fascinating hierso. Is iets interessants, nee. Wat ek hierso raak sien, ek het dit in daai woordjies daaronder het ek dit geel gemaak, nee. So hy sê weer, daar's die lam van God wat die sondes wegneem. Dis waaroor alles gegaan het in Judaïsme tot op hierdie punt en ek gaan dit als redefine. Maar dan gebeur hierdie ding hier onder in geel. Johannes se disippels besluit om hom te unfollow en Jesus te begin follow. Sien jy dit raak hierso?
Ons sien hulle volg Jesus, great. Maar besef jy by implikasie is dat hulle unfollow hom, wat Johannes is. Is daar iemand wie al unfollow is? Weet jy, wie sal unfollow? Steek jou hand op, wie sal unfollow? Jy nog iemand? Man, julle is 'n gewilde klomp. Dan is ek seker die uitsondering op die reël. Ek is baie al unfollow. Okay, mense het my al baie unfollow. En dis die twee mense wat saam met my al unfollow is. Jy weet, dit is nie lekker as iemand jou unfollow nie. Jy vra vir jouself, wat nou? Dan sien jy so en so as left the group. Hoekom? Wat het nou gebeur? Wat is nou die storie? Wat gaan nou? Wat het ek verkeerd? Ken jy, weet julle waarvan ek praat? Wat het ek nou gedoen? Hoekom unfollow julle my? Dis terrible. What happened, nee? So jy weet ook miskien waar Johannes was op daai oomblik en skielik begin die mense om unfollow. En hy het miskien ook van hierdie vraag gevra. En wat hierdie twee followers van hom wat hom unfollow basies vir hom sê as Johannes, Jesus man, baie dankie. Jesus, ons het baie by jou geleer. Jy het 'n ongelooflike impak gemaak. Dankie vir jou invloed. Dankie dat jy omgegee het oor ons. Dit was great geweest, maar as hierdie ou die een is na wie jy verwys wat voor jou bestaan het en na jou kom en groter is as jy, dan gaan ons hom volg. Okay? So, see ya, don't wanna be ya. Bye bye. En daar gaan hulle. En hy sit met die unfollow trauma wat mens beleef, nee. Daar gaan hulle. En hulle unfollow hom. En die groepie wat loyaal is aan Johannes die Doper crowd, Johannes die Doper fanbase, hulle hou nie van wat besig is om te gebeur nie. Hulle sien, hier gaan hierdie ouens, hulle like dit nie. So wat gebeur? Kom ons lees dit. Hulle, dis nou die fanbase, Johannes die Doper fanbase, hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hulle gebruik toe nou sommer sy amptelike titel nie, leermeester, Rabbi, jy is ons Rabbi nie, jy is ons man. So, Rabbi, die man wat aan die oorkant van die Jordaanrivier saam met u was, oor wie u getuig het, hy doop ook. En almal stroom na hom toe. Daai ou wat jy van na jou kom, groter as jy voor jou bestaan, hy doop ook nou. En raai wat, almal gaan na hom toe. Dis wat nou gebeur daarso. En dis vir ons 'n probleem. Dis nie nice nie man, dit kan ons nou nie so werk nie. Hulle sê, weet jy wat, nou gaan almal soontoe, die crowd is besig om soontoe te beweeg, ons core mense gaan soontoe, ons followers, mense wat by jou was al die jare is besig om soontoe te beweeg, dit kan nie so wees nie, ek meen jy die doop uitgedink, wie is die founder van die doop van bekering en vergifnis van sondes, jy, Johannes die doper, wie is hy, Jesus die, wat, okay, so weet jy wat, ons gaan ons eie game moet bring, ons kan nie die ouens soontoe gaan nie, en ons het 'n voorstel, kom ons kry 'n portable doopbad, en ons het die portable doopbad nader aan Jerusalem, dan gaan nie so ver loop soontoe nie, dan gaan nie lus wees vir sy show daar nie, dan gaan na ons soontoe kom, en doop ons almal voordat hulle soontoe gaan, dis 'n great idee, ons gaan met 'n plan maak, ons moet ons eie game bring, kan nie so werk nie, is bekommerd, en Johannes, kyk hierdie mense, en ek wil vir jou, voordat ek sy reaksie lees, wil ek vir jou vra, as jy reg vir Johannes se reaksie? Agapai, as jy reg vir Johannes se reaksie? En as jy vandag 'n nie-Christen nie in die huis is, iemand wat nie kerkmense is nie, ek weet nie wat jy met hierdie gaan doen nie. Ek weet nie hoe jy dit gaan beleef en hoe jy dit gaan experience nie. Ek glo jy slim genoeg en jy gaan uitfigure wat om daarmee te doen. Maar as jy 'n volgeling van Jesus is, wil ek hê met jou ore baie mooi spits. Dis hoekom jy hiernatoe gekom het vandag. Dis hoekom ons hier sit vandag is oor hierdie volgende woorde wat hy gaan sê. Dis hoekom ek en jy hier is. Dis huge. Okay, so moet asseblief nie uittap nie. En as ek jou 'n bietjie verloor het met die storie, tap asseblief vandag weer vir my in. As die mense langs jou slaap, tap hulle gou langs jou en sê kom, jy moet nou hoor wat hy so sê, kan nie die mis nie. Okay. So jy weet, center en wees ten volle gefokus. Hoekom is hierdie belangrik vir my? Want hierdie stelling van Johannes wat hy gaan maak. As jy kan regkry om jou lewe rondom dit te bou, gaan dit jou help dat wanneer jy al hierdie likes en al hierdie followers en al hierdie views en al hierdie erkenning en goedkeuring en validation on top of the world, daai plek is, dat dit nie na jou kop toe gaan nie. Dit gaan jou help dat die grootste vyand nie in jou lewe oorneem nie. Maar hier is ook die ander waarheid. Dit gaan jou voorberei vir wanneer die likes minder raak.
Dit gaan jou voorberei vir wanneer die views minder raak, wanneer die mense minder raak, wanneer jou goedkeuring begin kwyn, wanneer jy nie meer die toptreffer op die treffersparade is nie, as jy nie meer number 1 is nie, as jy nie meer die ster van die show is nie, as jy nie meer voorop is nie. Dit gaan jou voorberei vir wat om met daai te doen. Maar kan ek vandag vir jou sê, it's coming. Gaan vir elke een van julle realiteit word en vir my. Vir elke een van ons. Er gaan 'n dag en tyd in ons lewens kom wat ons nie daai erkenning en goedkeuring daai goed gaan hê nie. Dat al hoe minder gaan raak en gaan fade in elkeen van ons lewens. So wat doen jy daarmee? Ek vind dit als in Johannes se respons. Is julle gereed vir hom? Hier sê. Johannes het daarop reageer. 'n Mens is nie in staat om iets te ontvang as dit nie vanuit die hemel aan hom gegee is nie. 'n Mens is nie in staat om enigiets te ontvang as dit nie vanuit die hemel aan hom gegee is nie. Johannes sê vir hulle, wow, ouens, ek hoor dat julle sê, maar wag 'n bietjie. Dink julle regtig dis as gevolg van my, dat ek al hierdie followers en fans en likes en erkenning en goedkeuring en validation, hierdie crowd sien in die middel van die woestyn trek? Dink julle dis as gevolg van my? Hallo, ek dra kameelvelle en ek eet sprinkane en wilde heuning. Ek is die ou teen wie almal se ma's hulle waarsku, al die dogters, jy weet. Dis nie ek nie, it's not me. Ek dink julle regtig al hierdie goed gebeur omdat ek is? No way. Julle is bekommerd ek gaan al hierdie wat hier is, die likes en die crowds en die following en al hierdie goed verloor, maar weet julle wat, ek is nie ge-worried daaroor nie, want besef julle wat? Alles wat jy in jou hand het, word vir jou gegee van God af. Alles wat hier gebeur is nie ek nie, dis die Here. Dit daal vanuit die hemel af neer. God het hierdie vir my gegee, God het die invloed gegee, God het die erkenning gegee, God het die crowds gestuur. Die Here het hierdie gedoen. Dis hy. Dis nie ek nie. En weet jy wat? Ek eer hom en ek honor hom terwyl dit alles in my hand is. En weet jy wat, as dit dalk wegslip uit my hand uit en nie meer in my hand is nie vir wat ook al rede is, dan gaan ek God nog steeds daarmee vertrou. So ouens, moet nie so ontsteld raak nie, moet nie so uitfreak oor nie. Ons het in anyway niks, behalwe dit wat die Here vir ons gegee het nie. En ons kan in elk geval niks in ons hand vashou en koester, as die Here dit nie vir ons aanhou gee nie. En as dit moet wegbeweeg, sal ons hom nog steeds vertrou. Om raak gesien te word, om erkenning te kry, om bekendheid te kry, en invloed en kredietwaardigheid, en al daai goed wat ons hiervan gepraat het, ek wil nou met jou praat. Wil jy moet verstaan, dis 'n tydelike geskenk van God af. Jy is nie die eienaar van enige van daai nie. Jy is net 'n rentmeester daarvan. Jy is glad nie die eienaar daarvan. En by the way, dit is in elk geval in jou hand en in jou lewe om dit van die Here afkom. Dis 'n kombinasie van klomp goed wat nie in jou beheer was nie. Besef jy dit? Waar jy gebore is, by wie jy gebore is, wanneer jy gebore is, jou gesondheid, jou geleenthede, die oop deure wat jy gehad het, al hierdie goed is niks wat jy kon beheer nie. Dis alles deur die Here vir jou gegee en dit het jou op daardie plek gebring waar jy dalk vandag is. Alles wat jy het kom van bo af. En is tydelik, jy gaan dit net vir 'n ruk in jou hand hê, soos ek nou gesê het, iewers gaan dit uitslip. En dan moet jy nog steeds die Here vertrou en die Here eer. Dis ook wat ons laasweek gesien het uit Nebukadnesar se storie uit, net die wat hy was. Hulle daai lyn is mekaar gesê het, die Allerhoogste is soewerein en hy gee mag en invloed aan wie hy wil. Johannes echo dit en hy sê dan vir die volgende woorde, hy sê vir hulle, julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Messias nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Luister julle, ek is nie die Messias nie. Ek is net voor hom uitgestuur, ek is net 'n padteken. Al hierdie bekendheid en invloed wat ek het, is alles om bekendheid en invloed aan hom oor te gee. Alles wat ek is, gaan eintlik daaroor om mense te rig na wie hy is en wat hy in die lewe wil doen vir hulle. Kom sal dit my dan nou pla, as sy invloed en sy power en sy status groter raak as myne. Dis in elk geval deur die Here gegee en is in elk geval nou breiner, dis hoekom ek hier is. Ek is die pad in die woestyn vir hom gewees. En dan lees ons hierdie beautiful woorde. Ek het aan die begin van die jaar het ek hierdie woorde, ek dink nog vir Pieter van der Walt by een van ons gemeenteraad vergaderings of iets gesê toe ons moes deel, wat is die woord wat die Here vir ons gee? Toe sê ek vir hom, hierdie is my woorde. Johannes 3 vers 30 tot 31. Hy moet meer word en ek
moet minder word. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde, maar hy wat uit die hemel kom is bo almal. So as ek hierdie hele ding bymekaar trek vandag, wat is die punt? Julle om raak gesien te word, om erkenning te kry, om goedkeuring te ontvang, al daai aptyd van ons wat al hierdie dinge soek. Die enigste rede hoekom ons dit kry, is omdat dit 'n middel tot 'n doel is. Raak gesien te word is 'n middel tot 'n doel. En Johannes illustreer dit vir ons so mooi. Hy sê basies vir almal wat daar staan, hy sê, ek weet dit pla julle. Maar weet jy wat, my begeerte om raak gesien te word en erkenning te ontvang en gesien te wees en al die tipe van goeders, dit is nie gehijack deur die grootste vyand nie. Dit is nie gehijack deur hoogmoed nie, dit is nie gehijack deur trots nie. So weet jy wat, ek is 100% okay daarmee om al my bekendheid, om alles wat ek ontvang en alles wat ek beleef hier in die woestyn, te gebruik om hom bekend te maak. Hoekom het jy wat jy het in jou lewe? Om hom bekend te maak. Om hom bekend te maak. Jou bekendheid, jou fame, jou platform, het jy om hom bekend te maak. En as die grootste vyand hoogmoed en trots beheer oor daai ding kry en daai aptyd gehijack het, gaan jy jou vrek sukkel om dit te doen. Gaan vir jou onmoontlik wees om soos Johannes agter die gordyne van die stage in te beweeg en Jesus vorentoe te skuif om in die kollig te staan en hy om hom prominent te laat feature. Jy gaan dit nie reg kry nie. Want daai aptyd is gehijack deur die grootste vyand. En daarom moet die Here iemand vandag kom help en daai houvas kom breek in jou lewe. Ons almal het daai aptyd. Maar daai aptyd onder beheer van hoogmoed gaan maak dat jy nooit hierdie kan doen nie. Hoekom is jy wie jy is? Om vir mense te vertel wie hy is. Mense te vertel wat hy vir jou gedoen het. As jy Jesus volg, is dit uiteindelik ook jou roeping. En weer eens sê ek vir, dis nie dat jy nie iets mag bereik nie, dis nie dat jy nie mag, erkenning ontvang nie, dis nie dat jy nie mag raak gesien wees nie, maar dat alles waarvoor jy raak gesien word en erkenning kry, dat dit uiteindelik alles 'n middel tot 'n doel sal wees om hom bekend te maak en hom prominent te maak in jou lewe. Hoekom? Want ek moet minder word en hy moet meer word. Is dit jou ingesteldheid? Ek moet minder word en hy moet meer word. Jy is nie bedoel om meer van jouself te word nie. Jy is nie bedoel om te styg. En as die Here jou platform vergroot, want dit kom van die hemel af, as die Here vir jou guns gee, as die Here jou vergroot, as die Here vir jou dit gee, al hoekom jy dit het is om hom bekend te maak. Die spotlight net so na hom toe te skuif. Dis uiteindelik alwaar dit gaan. Dis waar dit gaan. So, wat sê ek vir jou? As jy besigheid het, gebruik jou invloed om die Here Jesus te laat feature. As jy 'n onderwyser is, gebruik jou platform om Jesus bekend te maak, om mense na die kerk toe te nooi, om mense na jou groep toe te nooi, om mense by die kruis uit te kry, om mense by Jesus uit te kry. As jy 'n student is, gebruik die populariteit en die youth wat jy het en al die connections wat jy het, gebruik dit vir Jesus om hom te laat shine en hom bekend te maak. As jy 20 of 20.000 followers het, maak nie saak nie, gebruik dit vir dieselfde redes. Ek en jy het wat ons het en ons is wie ons is om hom uiteindelik bekend te maak. Om uiteindelik die spotlight op hom te skyn. So, wat sê ek vir jou? Trots en hoogmoed kan nie hierdie aptyd verder beheer in jou lewe nie. Anders gaan dit vir jou onmoontlik wees om hierdie te kan doen vandag. En twee belangrike goed moet jy onthou. Eerstens, as dit by hierdie kom, van wie af dit kom, alles wat jy in jou hand het, onthou van wie af dit kom. En tweedens, onthou aan wie dit moet gaan. It's not you, by the way. Onthou van wie af dit kom, en onthou aan wie dit moet gaan. En as jy dit onthou en hoogmoed kry nie hou vas daar nie, gaan jy sien hoe Jesus begin verheerlik word deur jou lewe. Jy gaan sien hoe Jesus begin verheerlik en geglorify word deur jou bediening en deur die groep waarvan jy deel is en deur jou werk en deur jou ministry. Jy gaan sien hoe die Here begin feature. En jy gaan sien hoe, omdat dit die geval is, die Here jou begin bless en hoe die Here jou begin gebruik. So werk hard. Werk hard. Slyp jou talente. Brei jou invloed uit. Gaan vir daai onderwyser van die jaar kompetisie. Post die video's, skryf goeie boeke, verander mense se lewens, doen jou beste, gaan vir goud. Maar wat ook al daar uitkom, gebruik al daai goed om die Here te laat feature, om
hom bekend te maak. Ek het vir die Here gesê, Here, as ek enige platform, enige invloed sou kon hê wat U vir my gegee het, wil ek dit vir een ding gebruik, nie vir Dawie nie, maar vir U, dat mense U sal sien, dat mense U kerk sal sien, U koninkryk sal sien, nie my nie, ek wil nie dit hê nie. En dis altyd 'n stryd, dis altyd 'n battle. It's not about me. Het was nog nooit oor my nie. Maar hier is die deal. Dit was ook nog nooit oor jou nie. It's all about Him. Johannes kon uiteindelik terugstaan en sê, Here, stap voor. Dit is in geval altyd oor U. Ek wil dit in my lewe doen. Wat voorberei. Wonder wat van jou. So Here, dankie dat ek vandag kan bid vir elke mens wat hier sit en ek vra Here dat U ons sal help. Dat hierdie ons mantra sal word, Johannes 3:30. Ek moet minder word en hy moet meer word. Het gaan nie oor my nie, Here. Het gaan nie oor my gawes nie. Het gaan nie oor my invloed nie. Het gaan nie oor enige iets wat U dalk in my hand gesit het vir my nie, Here. Ek waardeer dit, Here, en ek eer U daarvoor, maar uiteindelik, Here, is dit 'n middel tot 'n doel. En so het U in elkeen se hand iets gesit, het vir elkeen invloed gegee. Elkeen het daai emmertjie, Here, wat goedkeuring wil hê, Here, en validation wil hê. Wanneer ons dit dan ontvang, Here, dat ons dit sal gebruik om U sentraal te laat skuif in ons lewens. Ek bid, Here, dat U in hierdie gemeente prominent sal staan. Ek bid dat U die een sal wees rondom wie alles draai. Ek bid, Here Jesus, dat ons, wat ook al in ons hand vir ons gegee het, sal gebruik nie om ons eie image te bou, of om goed te lyk, of om naam te maak, of om een of ander van die enige van die goed nie, Here. Maar dit uiteindelik sal wees vir ons om U bekend te maak. Help ons om te onthou van wie af alles kom. Want Johannes en Nebukadneser, Daniël, die storie wat hy geskryf het, is uiteindelik presies dieselfde ding, Here. Alles kom van U af, alles kom van die hemel af. En Here, U kan dit in 'n oomblikse tyd wegvat. En ek onthou, Here, hoe my dominee oupa baie vir my gesê het, my ou kind, die Here kan hierdie alles shut down in 'n minuut. Alles kan gestop word in 'n minuut se tyd. Help asseblief vir ons, Here, dat dit nie op daai plek sal kom nie. Help asseblief dat die grootste vyand nie sal wen nie. Laat ons plek ken, Here. Laat ons mense van nederigheid wees. Geef ons daai humility en soms vat U ons deur experiences om dit vir ons te kom leer, Here. Want U wil nie ons met self te strak nie. Ek bid dat U vir ons sal kom help daarmee, Here. Help dat ons die grootste vyand sal wen in ons harte, in ons gemeentes, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons ouerskap, en dat uiteindelik ons sal sê, wel, ek moet minder word en hy moet meer word, en dis pretty much dit. En tot dit gebeur, Here, gaan ek gebruik wat U vir my gegee het om dit te doen. En as U dit sou wegvat, Here, dan vertrou ek U nog steeds, so it's not about me. Ek bid dit vandag vir die gemeente, ek bid dit vir elke mens wat hier sit, Here. Ek bid dit vir gesinne, ek bid dit vir huwelike, ek bid dit, Here Jesus, vir verhoudings, vir klaskamers, vir besighede, Here, vir spanne, vir kollegas, vir vriendekringe, vir selgroepe. Ek kom bid dit vandag. Ek proclaim dit in die naam van Jesus. En almal sê saam. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie dat jy hier was vandag. Sien jou volgende Sondag. Kom ons maak hier die grootste vyand dood. Be blessed.